Wonderlik met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik. Ons het die geleentheid gehad om met Loot Bester te gesels oor die wildveilingbedryf van 2016 en ons bring ook vir jou nuus oor die wild en jagbedryf. Nuus in die bedryf is moontlik gemaak deur Wildebeest Camo. Kom raak weg saam met ons in die bos. The Cape fox is nosing itself further in Botswana, and climate change may be the reason. According to News 24, researchers in northern Botswana have used over 220 camera traps to prove that these shy nocturnal animals have extended their range into the Ngamiland district, an area where they were never previously documented. Researcher Lindsay Rich said this is the furthest north Cape foxes, also known as silverback foxes, have been found in Botswana. The Cape fox is widespread in South Africa. It is also found in Namibia and Angola. News on elephants continues this week with the release of a report detailing Bangkok's shrinking ivory market. An 18-month survey of Thailand's capital by traffic found a 96% drop in the number of ivory products available at retail markets from a high of 7,421 ivory items in 2014 to just 283 products earlier this year. The steep decline follows rigorous actions taken locally to comply with the National Ivory Action Plan. Ons kuier saam met is aan die gebring deur Onderskloof Private Game Reserve. Na die afloop van 'n baie strawwe wildveilingseisoen in 2016 het ons die geleentheid gehad om met Loot Bester, die besturende direkteur van Wildswinkel, te gesels. Wat lê voor? Wat lê voor vir die wildbedryf in 2017? My advies aan enige boer, of jy 'n bestaande wildboer is of jy 'n nuwe toetreder is, kom ons fokus daarop om die wildbedryf meer professioneel soos 'n besigheid te bedryf. En as ons gaan net vir 'n oomblik terugkyk na 2016 weer, ek dink pryse het genormaliseer deur die jaar. Daar was uitskieters geweest, maar ek dink as ons weer eens na die gemiddelde gaan kyk, is die belangrikste dat dit het genormaliseer en tot 'n sekere mate met die kleurgoeder het afgekom, dis geen geheim nie. Maar ek dink die wildbedryf aan die einde van 2016 is 'n baie meer volwasse bedryf as wat hy in die begin van 2016 was. Ek dink die wildbedryf het spiere gewys in 2016 in die middel van 'n moeilike jaar met droogte, met moeilike politieke omstandighede in ons land, met 'n moeilike wêreldekonomie dwars of internasionaal, het die wildbedryf gewys hy's daar om te bly. Waartoe gaan ons in 2017? Gaan fokus op jou genetika, maak seker jy die regte diere en bedryf jou boerdery soos 'n besigheid en maak seker jy pas streng besigheidsbeginsels toe om sukses te bereik op die einde van die dag. Ons as Wildswinkel het volgende jaar, waar ons hierdie jaar 15 veilings gedoen het, gaan ons volgende jaar 22 veilings aanbied, so ons het 7 veilings bygevat, wat insluit 'n paar Wildswinkel handelsmerkveilings. Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat ons vir die eerste keer Kaap toe gaan. Ons gaan 'n veiling in Stellenbosch hou volgende jaar. Ons het ondervind, daar's geweldig baie nuwe toetreders daar. Daar's ook baie mense wat wil meer weet van die wildbedryf, wat dit nie verstaan nie noodwendig. So ons hou ook 'n inligtingsdag in die Kaap op die 27ste Oktober van 2016. Net buite Stellenbosch waar ons boere nooi om te kom luister. Ons het 'n paar ervare mense in die wildbedryf wat kom praat van die wildbedryf, oor sekere aspekte van die wildbedryf. En ek het ook al die groepe vir wie ons veilings aanbied se voorsitters genooi om soontoe te kom, om juis met die mense te gesels en te sê op 'n informele basis wat behels sy boerdery. En ek sê altyd vir nuwe toetreders, onthou, die wildbedryf is anders as enige ander industrie. Ek het baie ander besighede waaraan ek betrokke is, maar ek kan nooit met my oppositie bel en sê, "Ja, ek sien jy het 'n goeie jaar gehad. Vertel gou vir my, wat het jy gedoen nie?" Die wildbedryf werk anderster. Hier maak die mense hulle plase oop. Elke ou wil graag vir jou sy groot kudu-bul wys. Hy wil graag vir jou sy groot buffelbul wys. Hy wil vir jou sy koeie wys. Hy wil vir jou wys wat doen hy. So
Besoek die wildboere, bel ons by Wildswinkel en sê vir ons, jy wil meer weet van 'n swartwit pens, dan gaan of ons dit vir jou vertel, of ons gaan jou na die regte mense toe stuur, en ek kan jou verseker, ons gaan vir jou by die regte mense uitkry, wat sy plaas sy hekke vir jou gaan oopmaak, jy moet oop arms ontvang, en hy gaan jou opvoed, en hy gaan vir jou die foute wat hy gemaak het, gaan hy vir jou uit die weg uitruim, en hy gaan vir jou baie tyd en geld spaar, so gebruik dit, want dit is deel van wat die wildbedryf lekker maak. Mense deel graag, hulle doen dit saam met hulle families en hulle bou daarop vir die geslagte wat voorlê. So kontak ons asseblief gerus, ons verwys jou graag na enige van ons kliënte toe en hulle gaan hulle hekke vir julle oopmaak, ek kan jou verseker. In die nuutste wild en jag met trots geborg deur V&M Insurance Brokers. In this month's Big Game Corner, there's a lot to look forward to. The 3% buffalo and the double rifle. Els & Co. top quality leather goods for hunters. Legends of the Hunt continues with the story of R.J. Cunningham. Big rifles in Africa. Basa Alisras Vuurwapenfees. And Shooting Fast and Straight Part 4. Find the segment on page 68 to 89. Navorsing deur Alzo Voere toon dat rantsoene wat in wild se natuurlike behoeftes voorsien tot optimale produksie lei, maar dat daar 'n gevaar is vir oormatige inname van proteïene en energie in komplekse voedingsstelsels. Lees meer oor die gebalanseerde optimale voeding vir gesonde wild op bladsy 132 tot 134. In die week wat voorlê, met trots aan die gebring deur Alzo Voere. Voer met trots die Suid-Afrikaanse wildnalatenskap. Die volgende kan verwag word in die week wat voorlê. Vleis Sentraal bied die naweek Handley Wildlife Services 'n veiling op All Days aan en ook die Tabazimbi Wildlife Services kleinbokkie veiling aan op Tabazimbi. African Wildlife Auctions het ook hul volgende gewone wildveiling die 15de Oktober op Valwater. Ons susterkanaal Universal Sportsman's Channel se spogjagprogram African Sportsman Show se tweede episode word reeds hierdie week uitgesaai. Moet dit nie misloop nie en kry die vorige episodes op die webtuiste isctv.tv. Maak gereelde draai op ons webtuiste wildenjag.tv. Ons laai daagliks vars nuus daarop oor die wild en jagbedryf. Volg ook ons op ons sosiale platforms, Facebook en Instagram. Tot volgende keer, totsiens.